Hey, goeiedag en welkom. Ek kuier hier buite Arlington by Hoërskool Reds en dit is saam met Louwel en Angus. Ons gaan 'n bietjie meer uitvind oor hoe hy dinge doen, hoe hy dan net kyk en ja, wat presies jy dan van hulle kan verwag as hulle een van die dae veiling hou. Ons gaan die kwikkies in diepte bespreek. So as jy 'n bietjie belangstel, bietjie meer kennis wil hê, kom luister saam. Louwel, hoe gaan dit? Goed en jy, Tinus? Nee, baie goed, dankie. Louwel, jy's 'n man met baie kennis en uit baie plekke uitkom en jy het self die simmetallers aan die een kant, maar jy kom ook uit 'n as 'n interras beoordelaar. Maar jy het op 'n stadium in jou lewe besluit jy gaan nou bietjie wegbeweeg van die stoet af en jou eie kom ons sê nie jou ras nie, maar jou eie tipe of jou eie veldbees wat vir jou werk teel. Wat was die aanvanklike plan? Hoekom het jy daai roete gegaan? Man, ek het Simbras gehad en ek het net besluit ek wil rooi gaan, ek wil poenskop gaan. Toe het ek die Simbra geregistreer en ek het daai vroulike diere gebruik as basisdiere en spesifieke sintetiese rasse wat die Simbra ook is, wille opgesit om vir my die regte tipe poenskop, rooi bees te teel, medium raam, easy fleshing. En dit is my doelwit en ek moet sê ek is gelukkig, ek sla halfpad daar. Baie dankbaar daaroor. Ja. Die ene hierdie Simbras gehad het en die Simbra het 'n baie sterk ras en baie sterk eienskappe het, veral as mens kyk na hulle moederlyne. Is dit iets wat nogal baie ons gebruik hulle as draers en kruisstele of van terminale kruisings en so aan. Maar jy het toe hulle daai vroulike diere gebruik en jy het sekere bulle van sekere sintetiese rasse gebruik bo-op hulle. Watter bulle het jy gebruik en waarom daai verskillende bulle? Okay, so ek het gegaan na 'n tipe bees en ek het binne die Beefmaster, binne die Draadmaster, binne die Bovelder en binne die Santa Gertrudis het ek die tipe bil gaan soek wat vir my sou gewerk het. En weer eens medium raam, easy fleshing, poenskop. Ek gebruik net poenskop bulle. En obviously al daai bulle is rooi. Ja. En ek gebruik hulle op my Simbras wat geregistreerde Simbras wat ook meestal maar rooi is, maar hulle het blesse. Ja. So op die oomblik gaan ek nou bietjie weg van die blesse af, maar ek het ook blesse wat beskikbaar is. Ja, die blesse is baie mooi. So ja. Dit maak niks aan die vleis wat binnekant aangaan nie. Ek wil gou as ons kyk na die bulle self wat ons nou vandag gesien het en wat hier rondloop. En as ons praat van poenskop, nou baie ouens of jy sê wat as jy in poenskop gaan begin jy sekere karaktereienskappe verloor wat dalk waar is of nie waar is, dit raak moeiliker om sekere goeders te teel. Ons praat baie rasse sien ons prolapse wat begin voorkom. Maar wat ek hier gesien het is skeer wat vir my nog eintlik baie skoon, baie netjies is en ek het niks wat ek so vinnig op die oog gesien het wat vir my gelyk het of daar so probleme is nie. Het jy spesifiek is iets waarop jy gefokus seker gemaak het ek gaan poenskop gaan as goeders waarom ek moet uitkyk is vir my dalk 'n gevaarpunt? Ja, nee, ou moet maar pas op vir poena. Veral met die skeerdes en prolapse, maar ek het spesifiek daarna gekyk. En die Simbra vroulike diere wat ek het, kom ook maar uit Simbras wat goeie skeerdes gehad het. En ek het al jare terug begin met die poenskop by die Simbra ook. So daar was op daai stadium so 60%. My basiskoeie is klaar 60% poenskop. En dit gaan maar als oor seleksie, Tinus, as 'n ou, as jy daai eienskap wil hê, ek dink 15-20 jaar terug, was die poenskop diere in meeste van die rasse, behalwe die rasse wat poenskop rasse is, was miskien nie die regte kwaliteit, goeie kwaliteit diere, as die horingdiere nie, maar daai ding het nou verander, deur middel van seleksie, oor jare, het die goeie eienskappe, die manlikheid, hulle het ook moes gesê, as jy vir poenas gaan, dan verloor jy bespiering, en jy verloor manlikheid, maar dit is nie nou meer so nie, dit gaan oor die regte tipe dier aanhou te selekteer, en ek wil die poenskopfaktor hê, want dit dink ek is voordelig
vir die koper. In die langtermyn is dit tog iets, dit is minder werk vir jou op die plaas, is minder werk of minder probleme in die voerkrale, so ek moet hulle dalk daarmee moet sukkel later. En ek weet in 'n vorige gesprek wat jy met mense gehad het, gesê dit is maar, daar is mense wat gekant is teen brand en teen goeters en dit is maar nie 'n lekker ding om te doen nie. Maar ek wil gou vinnig stil staan by die manlikheid en ek weet hoe belangrik hormoonbalans vir jou is. Ons gaan nou 'n bietjie daar gesels. Maar as dit kom by poenskoppe en manlikheid dan praai ouens van jy begin bietjie daai keer verloor jy bietjie begin jy met die kop, bietjie 'n sagter kop kry en deur gaan. Maar binne in dit, in die poenskop, moet daar tog gene wees en beskikbaar wees waarna jy kan teel wat dit nie die situasie is, waar jy wel sterk hormoonbalans het. En dit is wat jy nou half begin reg kry, is dit reg? Wel, die bulle wat jy vanoggend daar gaan, ek het vir jou 8, 9 bulle uitgehaal en jy het 4 uitgehaal wat jy nou bietjie meer foto's van wil neem. 3 van daai 4 is poenskoppe. En hulle is manlik, hulle het goeie bespiering, easy fleshing. So, ja, we're there. Goeie skeerders. Ja, jy het nou alles wat diere gestel het, jy werk met die veldbol toetsen om jou diere te selekteer en om vorentoe te gaan en om jou te help, kom ons sê, as 'n tool te gebruik. Maar as ek hierso deel op, kan ek sien hierdie is regte veldbulle. Hier word nie gepamper en hier word nie geneukie. Maar dit is ook 'n wêreld wat jy nie toelaat om te doen. Dit is nie vir, jy kan dit amper, dis te duur om in hierdie wêreld vir jou bulle te teel wat moet graan kry om te oorleef. So ek verstaan dit reg hier op jou plaas. Ja, ek dink 'n ou moet die dae van vetvoer. Okay, ons maak ons moet die bulle en die vroulike diere op 'n goeie kondisie kry vir 'n veiling. Jy ken mos die storie. Ouens, die kopers soek mooi diere en vet is maar deel daarvan, maar te is uit. Te vet is uit. So ons soek diere wat soos wat ons nou al hoeveel keer gesê het, easy fleshing is. Dis nie nodig om hulle so baie graan te voer nie. En ek voer nooit 'n warm rantsoen nie. So ons het hierdie bulle nou bietjie ekstra gegee. En die verse wat julle ook gaan sien. Hulle kry bietjie ekstra, maar jy het net nou gepraat oor die veldbul. Ek wil net daar noem dat omdat ek nou my eie rastipe het ek nie teelwaardes nie. So ek moet data insamel om te help. En wat vir my baie voordelig is van die veldbultoets, daar's visuele aspekte, kenmerke, eienskappe, en daar's ook meet- en weegeienskappe wat gekombineer word in die veldbultoets. En in die veldbultoets, die een wat die belangrikste tel, is jou body condition score. En dan het jy temperament, dan het jy gewig, hy tel die tweede belangrikste GDT, maar ek dink ons moet bietjie weghardloop, nie te veel weghardloop met groei per se nie. Ja. Ek dink die bedryf het te lank soveel klem op groei gesit. En die belangrikste ding bly vrugbaarheid. So ek dink 'n mooi woord wat hulle sê is, jy kan nie vir iets teel nie. Jy teel teen die negatiewe. Ja. Iets wat teel teen dit wat swak groei. Ja. Maar jy kan deesdae met die nuwe goed wat daar is en nou spring ons nou weer terug na body condition score en hormonal balance. As 'n ou jou billetjies toets bietjie jonger, verskroot hom. Nie net voor 'n veiling nie. Toets hulle 14, 15 maande. En jy toets jou versies op ook die min of meer dieselfde ouderdom, 15, 16 maande vir track score. Dan tel jy eintlik wat jy net nou gesê het, dan tel jy eintlik vir vrugbaarheid. Want om diere net uit te skot elke keer wat nie gevat het nie, daar tel jy eintlik, of daar selekteer jy teen onvrugbaarheid. Maar as jy direk vir vrugbaarheid wil selekteer, moet jy hierdie nuwe goed gebruik. Ja, kyk op die vroulike diere is jou keuse teen onvrugbaarheid, maar by jou bulle
moet jy jou skrotum as jou enigste aanduiding vir That's it. van wat aangaan. That's it. So you use that en ja, dis hormonal balance. Bil moet lyk soos 'n bil. Hy moet daai manlikheid hê, met bietjie verdonkering voor hê. 'n Vroulike dier moet wigvormig wees, hy moet mooi vroulik wees. En ek hoop ons gaan van hulle nou sien. Ja, dis vir my great dat 'n ou nou meer visuele aspekte gebruik. Die veldbil toets om net weer na hom toe terug te kom is body condition score en dan groei en dan gebruik hulle temperament, hulle gebruik haarkleed, skrotum wat gemeet word obviously en pelvis grootte by die einde van die toets. So dis 'n kombinasie van visuele en meet en weeg eienskappe. Dis eintlik vir my die beste toets wat huidigelik daar is vir aanpasbaarheid. En ek wil nie teen teelwaardes praat nie. Teelwaardes het hulle plek. Die probleem met teelwaardes is altyd net die akkuraatheid daarvan. Ja. So as daar baie data inkom en die bil het 'n paar kalvers, bakgat, dan kan almal reg en mooi meet. En jy moet meet. Ja, dit jy moet meet en jy moet weeg. Ja. So ja, ek hou baie van die veldbil toets. En dit is nie 'n te warm toets nie. En dit help my om bietjie data in te samel en dit saam met die oog. Dink ek is 'n hopelike wenresep. Dit maak baie sin. Maar as ons kyk na die vroulike diere wat is, dan kyk ek na 'n dier wat as ek nou dalk hoop ek skat ek nou reg, maar ek het niks gesien onder die verse en die eerste kalfverse wat hier rondloop wat vir my omtrent die by 400 moet rond skat as ek nou so kyk. Is dit maar nog meer waar jy lê, ek neem aan jou koeie gaan jy by 420, 450 dalk bietjie nader aan 500 kom. Is dit maar nog meer in julle wêreld waar julle koeie loop hier tussen 420 en 450? Ja, nee, ek is baie bly jy vra daai want medium raam is maar die antwoord in meeste van Suid-Afrika. En dit is soos wat ek nou die dag gesê het vir iemand, as jy 'n 600 kilo koe het en die maatstaf is mos eintlik nou sy moet 45 tot 50% speen van haar massa hier by 7 maande die kalfie. So as jy 'n 600 kilo koe het, dan moet sy vir jou amper 'n 300 kilo kalf gee op 7 maande wat dis nie maklik nie. So dit is hoe die natuur maar die ding uitsort. 500 450 is vir my pragtig want 500 kilo koe dan met die kalf amper 250 wees, né? 230 dan is jy mos nou in die kop tussen 45 en 50%. So 500 kilos mature mass between 450 and 500 kilos mature mass medium framed animals. But my teeldoelwit bly nog steeds easy calving, good growth to 200 days and then at the end of the day, skiet ek is nou in Engels, maar by einde van die dag moet 'n ou hierso vashak op medium raam koeie. Daai koeie moet nie te groot word nie. Ja. En maar die eerste ding, nommer 1 voor daai goed is vrugbaarheid. So vrugbaarheid is die nommer 1 kriteria van my teeldoelwit. En dit was nog altyd so met die Simbras en ook met die Simmentals en met my pa. My pa het ook so daarna gekyk. So ja, ons kom nou al 'n paadjie, redelike paadjie. Ja, ek het terwyl sy met vrugbaarheid en die koeie besig is, ons was amper al besig om die sirkel vol te maak en dit alles of jy sê mens kan nie vir vrugbaarheid selekteer nie en of teel nie en dit is nie oor is nie so oor erflik nie. En ek dink vandag het ons besef is eintlik ons het net dit verkeerd verstaan as ons kyk na die easy flashing en so aan en jy kyk na die dam lines. Nou ek wil gaan by die maternale lyne gaan stil staan en in 'n van die dag hierdie bulle kom met daai koeie uit en die invloed wat hulle op daai bulle het is ongelooflik. Dan wil ek by jou weet die koeie wat hier op jou plaas agterbly. Want die ouens kan moontlik nie noodwendig sien wat is hulle TKP's van oumas en oumas op 'n dingie. Maar ek neem aan die diere wat hier by julle bly het 'n TKP wat onder 400 of 420 is anderste maak jy tog nie geld nie. So wat ons doen is
heel eenvoudig, ons probeer dat hulle kalf op 2,5. As hulle nie kalf op 2, ek het 2 seisoene. As hulle nie kalf op 2,5 nie, dan moet hulle voor 3 jaar ouderdom kalf. As hulle net voor 3 kalf, dan kry sy nie weer 'n kans nie. Maar as sy op 2,5 gekalf het, en sy skiep 6 maande, een of ander tyd in haar reproduktiewe lewe, dan gee ek haar een keer 'n 6 maande, wat is die woord, vakansie. Een kans. En that's it. Ja. So, as sy op 2,5 kalf, kan ek haar iewers 6 maande gap gee. As sy op 3 kalf, of net voor 3, hulle moet voor 3 kalf, no chances. Ja, dit maak goeie sin. In terme van die hele wêreld, ek neem aan hierdie deel van die wêreld is ook maar Asiatiese rooi water wat hier so kom inkruip. Baie min, maar galsiekte is meer die Galsiekte. die ding wat ou hierso. Elke uit 'n ander bosluis. Ja. Maar so net effens rooi water wat hier deurkruip, maar nie dit hang maar van die seisoen ook. Dit hang af van die seisoen. Ja. Jou veiling wat jy aanbied, kom ons praat 'n bietjie net so vinnig stil oor die veiling. Jy het nou 'n paar jong versies, dan eerste kalfverse wat hier staan. Is alles, het jy oop goeder, het jy alles dragtig? Alles dragtig dwars deur die bank. So alles is dragtig. So en ek is bly om te hoor, want ek kan oop verse maar vir my, want dan moet die koper nou die risiko dra, om te hoop dit word dragtig by hom en aanpas, en dan dragtig word by hom. So dis lekker om te hoor. Hoeveel diere is op aanbod? So ek gaan 20 bulle opsit. Daar's op die oomblik so 25 bulle wat jy vinnig gesien het. Maar ek gaan net 20 opsit, die 20 bestes. En die vroulike diere gaan ook so 20, 22, 23 wees. So nie te veel nie. En my vrou, ons hou gesamentlike veiling. Hulle die Zarissa Simras doen. En sy gaan so 10, 11 Simra bulle opsit. En ook so 20 Simra verse. Of jongkoeie. Of jongkoeie. So die veiling self is nie 'n baie groot veiling nie, maar kwaliteit is die belangrike ding. Okay, die veiling, wanneer is julle veiling? 19 Augustus, te Danielsrus. Te Danielsrus, net buite Bethlehem. Dis hy daai. Okay, so ons kan daar kry en julle is BKB, doen julle veiling? Ja. Het julle aanlyn dienste daarso? I'm not sure. I don't think we're going to have Swiftfair there. Okay, so hulle moet bel as hulle wil kom. Hulle moet maar bel, hulle moet maar as hulle nie kan wees nie. Ja. Anders kom veiling toe. En op 'n dag as jy 'n bal wil koop, kyk om die hoog. Of kyk op sosiale media soos wat julle nou doen. Ja. En kiesie goed uit en gee vir ons 'n likeie. Bel my, ek sal vir jou sê dat jy moet koop. Llewellyn, baie dankie. Is altyd insiggewend en altyd lekker om jou te gesels. Dankie Tinus. Waardeer. As hy Llewellyn Angus hierso en ek dink as mense net luister nou hoe hy praat, mense kry intelligensie, mense kry wysheid, maar intelligensie beteken nie altyd wysheid nie. Ek dink ons sit hier in 'n regte geselskap. Tot die volgende keer.